Ons het so pas saam gesing, presies dit wat ons ook vanuit ons hart uit bely het. Ek glo in God die Vader. Ek glo in Jesus Christus die Seun. En ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in God drie-enig. Soos wat ek vroeër vir u genoem het, ons gaan saam lees vanuit Deuteronomium, die 4de hoofstuk. Toe ons na die eerste gebod gekyk het, het ons vanaf vers 21 saam gelees. Nou vanoggend gaan ons saam lees tot vers 20, net voor vers 21. Ons doen dit vanaf die eerste vers, die opskrif daar vermaning om die gebooie van God te onderhou. Maar ek gaan ook vir u vinnig weer Deuteronomium 5 verse 8 en gedeeltes van verse 8 en 9 herhaal. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou vir hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Ons kyk na die tweede gebod saam. En jy sal onthou, ek het by die vorige geleentheid toe ons hieroor gesels het gesê, wanneer ons na die gebooie van die Here kyk, moet ons onthou, daar is 'n beginsel daar agter. Die beginsel van die eerste gebod, jy moet God drie-enig dien. Dit is nie opsioneel nie. Die beginsel van die tweede gebod, soos wat ons vanoggend dan ook sal hoor, jy moet hom dien en aanbid, soos wat hy vir jou sê jy dit moet doen. Nie alternatiewe soek nie. Voordat ons hierdie gedeelte gaan saamlees, en ek vra dat ons as gemeente ook eers hier in afhanklikheid saam sal stil raak. Broers en susters, ek dink u sal met my deel of saamstem eerder dat as ons nou deesdae na die nuus kyk en hoor wat in die naweek weer gebeur en wat ons ervaar in ons eie land met die krisisse, kan ons nie anders as om te bely voor ons Here, ons is in alle dinge afhanklik nie. En dis ook in daardie gesindheid wat ons voor hom buig in gebed, in nederigheid en vra dat hy nie net sal ingryp rondom ons volgens sy wil nie, maar dat hy ook vir ons sal leiding gee hier vandag, waar ons hier saam is, om vanuit sy woord te leer. Daarom vra ek broers, as verbondshoofde van julle huise, kom ons staan, en as 'n gemeente saam, kom ons buig voor ons Here. Ons hemelse Vader, ons God en Koning, ons Here en ons Verlosser. Hoe groot, hoe wonderlik is u heilige naam. En ons as gemeente, as u kerk, is hier saam om u lof en ere te bring. U sorg vir ons, u lei ons, u bewaar ons, u sterk ons met u woord en gees. Ons bid en vra, doen dan ook so vanoggend as dit u wil is. Leer ons deur u waarheid, vorm ons deur die Gees en maak ons 'n lig vir hierdie donker wêreld. Here, dankie vir die dele wat ook die afgelope dae reën gekry het. Dankie vir u hand oor alle aspekte van ons lewens. Dat het ons ook hier saamgebring het. Dankie vir genesing, o Here, en genade wat ons ook soveel keer dwars deur ons gemeente voel. Ons dink vanoggend aan Tannie Elaine en Tannie Toy, Tannie Susan en oom Henny, Frikkie en oom Skalk. Dankie dat ons weet deur alle siekte, alle beproewing is u met ons van nou af tot in ewigheid. Here, ook deur die beproewinge wat ons wêreldwyd sien, maar wat ons ook hier ervaar. Dinge soos die back and claw seer wat ons boere lam lê en 'n ekonomie wat vir elke gesin al meer en meer uitdagings bring. Maar elke nuwe jaar wat u by ons lewens byvoeg, is 'n getuienis van u genade, 'n getuienis van u sorg. Elke dag wat ons opstaan, is 'n getuienis van u liefde, van u genade.
En daarom sê ons ook dankie vir elkeen wat hierdie week verjaar. En dra hulle aan U op. Ons bid en vra dat U, nou met ons ook sal praat vanuit die woord en die erns van die wet op ons harte sal druk. Maar dat ons ook sal verstaan die rol wat dit speel in ons lewens as gelowiges. Dit nie verkeerd sal verstaan nie. Deur U genade het ons nie meer nodig om wetties te wees nie. Maar leer ons juist daardie genade ken vanuit die wet. Dit vra ons alles, nie omdat ons enigstens iets daarvan verdien nie. Daarom in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Deuteronomium 4 vanaf vers 1. Luister dan nou Israel na die insettinge en die verordeninge wat ek julle leer om te doen, sodat julle mag lewe en inkom in die land wat die Here, die God van julle vaders aan julle sal gee, in besit mag neem. Julle mag by die woord wat ek julle beveel, niks byvoeg nie. En julle mag daar niks van weglaat nie, sodat julle die gebooie van die Here julle God mag onderhou wat ek julle beveel. Julle oë het gesien wat die Here weens Baal Peor gedoen het. Want al die manne wat agter Baal Peor aangeloop het, die Here jou God onder jou uit verdelg. Julle daarenteen wat die Here julle God aangehang het, is vandag nog almal in die lewe. Kyk, ek het julle insettinge en verordeninge geleer, soos die Here my God my beveel het om so te handel in die land waarheen julle gaan om dit in besit te neem. Onderhou dit dan en doen dit. Want dit is julle wysheid en julle verstand voor die oë van die volke wat al hierdie insettinge sal hoor en sê, waarlik, hierdie groot nasie is 'n wyse en 'n verstandige volk. Van watter groot nasie het gode wat vir hulle so naby is soos die Here ons God so dikwels as ons hom aanroep? En watter groot nasie is daar wat sulke regverdige insettinge en verordeninge het soos hierdie hele wet wat ek julle vandag voorhou? Neem jou net in ag en wees terdee op jou hoede dat jy die dinge nie vergeet wat jou oë gesien het nie. En dat hulle uit jou hart nie wyk al die dae van jou lewe nie, en jy moet dit aan jou kinders en jou kindskinders bekend maak. Die dag dat jy voor die aangesig van die Here jou God by Horeb gestaan het, toe die Here aan my gesê het, vergader die volk vir my, en ek sal hulle my woorde laat hoor, dat hulle kan leer om my te vrees, al die dae wat hulle op die aarde lewe, en dit aan hulle kinders kan leer. Toe het julle nader gekom, en onder aan die berg gaan staan, en die berg het met vuur gebrand, tot in die middel van die hemel met duisternis, wolke en wolkedonkerheid. En die Here het met julle uit die vuur gespreek, julle het 'n stem van woorde gehoor, maar geen verskyning gesien nie, net 'n stem was daar. Toe het hy aan julle sy verbond verkondig, wat hy julle beveel het om te doen, die 10 woorde, en dit op 2 kliptafels geskrywe. Ook het die Here my in die tyd bevel gegee, om julle die insettinge en verordeninge te leer, dat julle dit kan doen in die land waarin julle oortrek om dit in besit te neem. Neem julle dan terdee in ag ter wille van julle siele, want julle het geen verskyning gesien op die dag dat die Here by Horeb uit die vuur met julle gespreek het nie, sodat julle nie verderflik handel, deurdat julle vir julle 'n gesneede beeld, 'n gelykenis van enige afgodsbeeld maak nie, 'n afbeelding van man of vrou, 'n afbeelding van enige dier wat op die aarde is, 'n afbeelding van enige gevleuelde voël wat in die lug vlieg, 'n afbeelding van enige iets wat op die aarde kruip, 'n afbeelding van enige vis wat in die water onder die aarde is, dat jy jou ook
jou oë nie na die hemel opslaan en as jy die son sien en die maan en die sterre, die hele leer van die hemel jou laat verlei en voor hulle neerbuig en hulle dien nie dinge wat die Here jou God aan al die volke onder die hemel uitgedeel het. Maar die Here het julle geneem en julle uit die ystersmeltoond uit Egipte uitgelei om sy erfvolk te wees, soos dit vandag is. Ons lees net tot sover saam. Soos wat ons vir mekaar genoem het, by die vorige geleentheid oor hierdie onderwerp het ons gesê, die eerste gebod behandel en handel oor die opdrag dat ons die Here moet aanbid en hom alleen dien. Naas hom mag daar niks groter, niks belangriker in ons lewens wees nie. Ons het ook gesê, ons mag nie ons vertroue op iets of iemand anders stel nie. En die tweede gebod loop hand aan hand met die eerste. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak en daarvoor buig nie. Jy mag dit nie aanbid nie. Nou die realiteit is hierdie gebod kan baie maklik verkeerd verstaan of verkeerd geïnterpreteer word. Mense is geneig om baie meer daarin te lees as wat die beginsel daarvan bedoel. Maar daar's ook 'n groot gevaar dat ons baie daarvan mis as ons nie soek na die beginsel van die gebod soos wat God dit bedoel het nie. So ons kyk vanoggend eerstens na die grondslag van die tweede gebod, volgens die wet, die beginsel daarvan. Maar ons gaan ook kyk hoe die Heidelbergse Katekismes vir ons hierdie pragtige gebod uiteensit en vir ons die bedoeling daarvan leer. En ons gaan kyk, nadat ons daarna geluister het, maar wat is dan die praktiese implikasie daarvan vir ons lewens vandag? Want dit is so. Ons het nie beelde soos die Boeddha beelde of so wat ons in ons lewens handhaaf nie. Maar tog staan die vraag, is daar ander forme van beelde waarvoor ons nie dalk onbewustelik buig deur dit wat ons in ons allerlaagste lewe doen nie? Nou die verskil tussen die eerste en die tweede gebod lê daarin dat die eerste gebod bepaal wie aanbid moet word. En die tweede gebod bepaal hoe ons hom moet aanbid, of al dan nie. En daarom vind die tweede gebod ook ten diepste sy betekenis, sy beginsel, in die verbond wat God met sy volk gesluit het. Hier die hele gedeelte wat ons saam gelees het die verbond baie sterk na vore gekom. Die verbond wat vir ons leer, God wat ons nader en sê, Genesis 17, ek sal vir jou 'n God wees, en jy sal vir my 'n volk wees. So ons sien die Skepper teenoor die skepsel. Die heilige beeld van die Almagtige teenoor die sondige beeld van die mens. So dit vat ons al die pad terug na Genesis 1 vers 26. Waar ons leer ons is na die beeld, die gelykenis van God geskape. Maar ons weet dit is vandag nie meer dieselfde nie. Daardie beeld het deur die sonde verwronge geraak. Verander en beslis ook nie ten goeie nie. Maar het God in sy heerlikheid, sy almag, sy genade neergebuig na die mens en hom as te ware weer aan ons aangebied. Ons as 'n verlore gaande, 'n soekende mensdom,
Efesiërs 4 vers 24 beskryf Paulus dit. Hy het julle met die nuwe mens beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. So waar ons te doen het met beelde wat verwronge geraak het, lees ons die almagtige God het in Christus Jesus ons beeld weer herstel tot die van ware geregtigheid en ware heiligheid. Maar die probleem kom in dat as sondige mens probeer ons nog steeds om daardie beeld vir onsself te herskep. God skape die mens na sy beeld. Ons verloor dit deur die sonde en wil ons dit nou weer herskep volgens ons standaarde, ons vermoëns, ons insigte, soos wat ons vanuit 'n sondige bril die beeld van God sien. Maar nou leer die tweede gebod ons, God kan nie afgebeeld word nie. Die een ware God mag nie afgebeeld word nie. Romeine 1 vers 23, die heerlikheid van die onverganklike God kan tog nie verander word in gelykvormigheid van die beeld van die verganklike mens en van voëls en van kruipende en viervoetige diere nie. Hoe is dit in elk geval moontlik om 'n voorstelling, 'n beeld van God te maak as geen mens God se aangesig al gesien het nie? Nie eers Moses het hom gesien toe hy in hierdie stuk geskiedenis die wet op Sinaï ontvang het nie. Daarom sê hy self in sy woord Genesis 33 vers 20, niemand kan God se aangesig sien nie, so iemand moet sterwe. Die realiteit is, God sê vir ons, die almagtige, alwyse, alomteenwoordige God kan nie deur die handewerk van 'n mens uitgebeeld word in 'n stuk hout of 'n stuk steen en daar binne ingekerker word nie. Jesaja skryf, by wie wil julle God dan vergelyk? Of watter gelykenis naas hom stel? Die ambagsman giet 'n beeld en die goudsmid trek dit oor met goud en smelt silwerkettinge. Wie te arm is vir so 'n offergawe, kies 'n stuk hout wat nie vergaan nie. Hy soek vir hom 'n kunsvaardige ambagsman om 'n beeld op te rig wat nie wankel nie. Weet julle nie? Hoor julle nie? Is dit julle nie van die begin af bekend gemaak nie? Het julle nie op die fondamente van die aarde gelet nie? Hy sit bo die kring van die aarde. En die bewoners daarvan is so sprinkane. Hy span die hemele uit soos 'n dun doek en sprei dit uit soos 'n tent om in te woon. Hy maak die vorste tot niet. Die heersers van die aarde verander hy in nietigheid. Skaars is hulle geplant, skaars is hulle gesaai, skaars wortel hulle stam in die grond, of hy blaas op hulle sodat hulle verdor, en die storm voer hulle weg soos 'n stoppel. By wie sal julle my dan vergelyk, dat ek net so kan wees, sê die Heilige. Die mensdom in ons soeke na begrip, en ons soeke na verstaan, en ons soeke na betekenis en na belang in hierdie skepping, probeer alles in ons vermoë om 'n beeld van God, van 'n God daar te stel wat ons kan verstaan, wat ons kan verduidelik, wat ons kan vorm,
en wat ons kan beheer. Maar die Almagtige kan nie deur die skepping van 'n mens ingekerker word nie. Jesaja 40 vanaf vers 18. Nou oor die tweede gebod skryf die Heidelbergse Katekismus redelik baie en is daar 3 vrae om hierdie gebod aan ons te verduidelik. Dis vrae en antwoorde 96 tot 98. En die eerste ene vra: wat eis die tweede gebod dan van ons? Ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie en hom op geen ander manier vereer as wat hy in sy woord beveel het nie. En dis presies wat ons tot op hierdie punt vir mekaar gesê het. Dit is wat die beginsel van hierdie gebod behels. God moet aanbid word soos wat hy sê hy aanbid moet word. Sou ons self simbole, tekens, beelde in ons godsdiens handhaaf en daarvoor buig wat hy nie daar gestel het nie, is dit niks anders as oortreding van die tweede gebod nie. Die volgende vraag: mag ons dan glad nie beelde maak nie? Die antwoord: God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld word nie. Skepsels mag wel afgebeeld word, maar God verbied dat ons van hulle afbeeldings maak en besit om dit te vereer en hom daardeur te dien. So ons mag nie van God 'n afbeelding maak nie. Ons mag van skepsels en die dinge in die skepping wel, maar nie met die doel om daarvoor te buig nie. Ons moet onthou, God gee aan mense die talent ook van kuns. So dis nie wat hierdie gebod verbied nie. God gee ook opdrag dat daardie talente uitgeoefen word. Dink aan Eksodus 37, Besaliel en Oholiab word opdrag gegee om die goue gerubs te maak vir die versoendeksel van die verbondsark, soos wat God vir hulle gesê het om te doen. So ook die koperslang wat gegiet is in opdrag of gehoorsaamheid aan God, Numeri 21. So die tweede gebod verbied die afbeelding van God en die aanbidding van afbeeldings van sy skepping of skepsels. Dan vra die Katekismus vraag 98: mag ons beelde as boeke van die leuke in die kerkgebou toelaat? Die antwoord: nee. Ons moet nie wyser as God wil wees nie. Hy wil sy Christene nie deur stom beelde nie, maar deur die lewende verkondiging van sy woord laat onderrig. En hier moet ons baie versigtig wees. Hier moet ons die verstaan van die beginsel mooi gaan soek. Daar is baie simbole in ons godsdiens. Ons baie simbole wat rondom die funksionering van die kerk ook gebruik word. Die van u wat bietjie ouer is en van die NG Kerk opkom, sal onthou voor op die gesangeboekies was daar altyd die Christus monogram gewees. Dis die tipe simbole waarna ek verwys. Hierdie gebod verbied dat ons hierdie kunswerke gebruik om God daardeur te aanbid. Ons mag nie wyser as God wees wat sy volk nie deur stomme beelde, deur afbeeldings of vorms wil laat aanbid en leer nie, maar deur die verkondiging van sy woord wil laat onderrig. Romeine 10 vers 17. Die geloof is uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. 1 Tessalonisense 2 vers 13 sê ook, nie die woord van mense nie, maar die woord van God wat ook werk in julle wat glo. Broers en susters, God is gees, Johannes 4 vers 24, en moet daarom in gees en waarheid aanbid word.
Ons kan nie van hom 'n afbeelding maak nie. Alle maniere van aanbidding wat nie volgens sy woord is nie. Waarin ons Here Jesus Christus nie sentraal in die prediking staan nie, is 'n vorm van afgodsdiens. So as ons kyk na die beginsel en ons kyk na die beskrywing van die Heidelbergse Katekismes, dan kan ons nie anders as om te besef dat daar sekere praktiese implikasies vir ons lewe vandag nog steeds is, op grond van die beginsel en die bedoeling van hierdie gebod nie. Net soos die eerste gebod se beginsel, is die tweede gebod se beginsel ook ewig geldend. Nou dit is so, as ons kyk na die Ou Testament, is daar 'n baie duidelike verwysing na die beeldediens, soos wat dit daar plaasgevind het. Dink aan Aaron en die goue kalf, dink aan die Baal aanbidding, aan Dagon van die Filistyne en soveel ander wat deur die jare heen ook deur die Israeliete aangegaan is. Niks mag met hom gelykgestel, niks mag in sy plek gestel word of naas hom gestel word nie, het ons geleer. Dit is nie hier waar dit stop nie. Dit gaan vandag nog steeds voort. Dit verbied enige vorm van beeldediens. En dit sluit in enige voorstelling van God wat ons dalk in ons gedagtes, in ons binneste koester en handhaaf. Nou vandag kry ons afbeeldings, soos in die Ou Testamentiese tye, afbeeldings van Boeddha. Ons kry forme van aanbidding wat beelde gebruik, soos die totempale en so aan, en selfs aanbidding van Mohammed in die Islam. Maar in ons kerke word die tweede gebod ook onbewustelik oortree. Ons weet daaraan is veral die Romeinse kerk skuldig. Voorbeeld daarvan is hulle siening en hulle gebruik van die nagmaal om maar net 'n bietjie van die dwalinge uit te lig. Ons moet besef in ons eie kerk, in die AP Kerk vandag, in ons gemeente hier, is die gevaar net so groot. Nou dit is hoe ons probeer, ons poog om God te aanbid soos wat hy dit bepaal het in sy woord, soos wat hy vir ons voorskryf in sy wet. En om dit te kan doen, is daar praktyke in plek gestel om dit vir ons moontlik te maak. Die beginsel word op praktiese wyse vasgelê in dit wat ons hier ook doen. En nou moet jy mooi luister. Want die oomblik as daardie praktyke, daardie gebruike, daardie instellings belangriker word as die beginsel, is ons besig om daarvan 'n afgod te maak. Die praktyk is daar om uitvoering te gee aan die beginsel. Die praktyk mag nie belangriker word as die beginsel. Enige iets wat vir ons belangriker is as dat Christus sentraal in ons kerk staan, dat God gehoorsaam aanbid en verheerlik word, is 'n afgod, is 'n vorm wat ons aanbid. Die al gehoor na die verwysing van vorm godsdiens. En weet jy, die hartseer is dat daar in soveel kerke, soveel van ons eie gemeentes beklei word oor die gebruike. En ons op die ou ende die beginsel mis. Ons moet daarteenoor waak met alles wat ons het. Want ons kerkwees is nie gesetel in die gebruike nie. Ons kerkwees is nie gebaseer op die tradisie nie. Ons kerkwees lê in die beginsel. Ons is kerk in Christus Jesus. Ons is volk van God. Die gebruike mag nie belangriker word
as die beginsel nie. Die kerkgebou mag nie belangriker word as die kerk as liggaam van Christus nie. Ons godsdiens, broers en susters, die wyse waarop ons God dien, mag nie belangriker word as God nie. Sou enige van dit die geval wees, is ons besig om beelde te skep. En is ons besig om voor daardie beelde te buig. En soos wat ons mekaar gesê het, wanneer die wet die sondaar konfronteer in die waarheid, dan bring ons dit by 'n sondebesef. Dan speel dit ons tot in die diepste van ons wese en moet ons gaan kyk na waar daar dalk sulke beelde is. Maar dit stop nie by 'n sondebesef nie, want dit bring ons ook by die grootheid van die genade van God, wat vir ons in die tweede gebod opgesluit is. Want ons Here het sy eniggebore seun na hierdie wêreld gestuur om vir ons te toon wie hy is. En word ons daagliks, keer op keer aan ons Here bekend gestel. Ons hoef nie ver te soek nie. Ons hoef nie ver te grawe nie. Hy, Kolossense 1:15, Christus is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene van die hele skepping. Ons het nie nodig om beelde te maak nie. Ons Here Jesus is die beeld van die onsigbare God. As Filippus vir Jesus vra om aan hulle die Vader te toon, dan antwoord Jesus hom: wie my gesien het die Vader gesien, Johannes 14. En dis by hom, by hierdie afdruksel van die Vader, waar u en ek vanoggend ook stil staan. Die weg na die Vader, die openbaring van God. Christus is die beeld van die onsigbare God, in wie ons hom nader, en wie ons aanbid. So die tweede gebod vir ons 'n seën, maar ook 'n waarskuwing. Ons lees in die gebod: God is jaloers op sy eer. Jy mag jou voor hulle hierdie menslike skepings nie neerbuig en hulle nie dien nie. Jy mag hulle nie naas my, bo my of langs my plaas nie. Hy gaan verder en sê die misdaad van die vaders kom toe tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar God in Christus bewys genade aan duisende wat hom liefhet, wat sy gebooie onderhou, wat hom aanbid. Hy doen dit vandag nog steeds. Hy doen dit vir elkeen van ons wat Christus, die volle openbaring en ware beeld van God, leer ken het as verlosser en zaligmaker. Aan hulle wat Christus, wat God hulle Vader en hulle Here noem. So broers en susters, laat ons God dien soos wat ons in Christus geroep word. Laat ons God dien soos wat ons in Christus gedring word om te doen. Maar laat ons dit doen soos wat hy vir ons sê ons dit moet doen. Christus, God, bo alle ander dinge, eerste en sentraal, ook in ons gemeente. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God, ewige God, Skepper, Heer en groot regter. U is ons koning en ons verlosser. En daarom
kan ons nie anders as om U te loof en te prys nie. Ons besef dis 'n opdrag, ons moet U aanbid en geen ander nie. Ons besef ook dis 'n genade, want sou U ons nie daartoe geroep het nie, sou ons dit nie kon doen nie. En daarom besef ons ook, dis Sy dankbaarheid, dat ons dit nie anders as om te doen nie. Maar Here, ons moet bely in ons sonde. Probeer ons soveel keer om dit steeds te doen soos wat ons dit wil doen. Nie volgens U wil nie, o Here. Ons besluit wat ons pas, wat vir ons mooi lyk. Hoe en wanneer ons dit wil benader. En ons vra ook vanoggend daarom nederig opreg om vergifnis daarvoor. En vra dat U ons sal lei om in hierdie kerk, in hierdie gemeente, ook in ons huise, dit reg te doen, U reg te aanbid, U alleen te aanbid. En nie die beelde wat ons in ons gedagtes en ons harte dalk onwetend koester nie. Ons weet die genade wat ons ontvang het om Christus, die volle openbaring van U, die weg na die Vader te leer ken, is genade onverdiend. En ons wie se beeld ook in Christus herstel is net so genade onverdiend. Ons wat weet U is en bly die enigste God, sê vir U dankie en ons loof U en ons prys U en ons aanbid U, aan U alleen die eer. Amen.